Goed, kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons weer vanoggend hier in U huis bymekaar kan kom. Here, ons dankie dat U nog 'n dag tot ons lewens toegevoeg het. En Here, ons dankie vir U groot liefde en vir U groot genade, dat U ons ook vanmôre hier saamgebring het. En Here, waar ons vanmôre ook hier saam is, wil ons U loof en prys en dank vir U goedheid en vir U guns, vir U liefde en vir U genade, ook in elkeen van ons lewens. Vir die voorreg wat ons het, om onsself kinders te kan noem van U. U wat die groot en almagtige God is, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat was, maar ook die ene wat op hierdie oomblik is. U wat ons God is en wat ons rig en ons lei, maar Here, ook U wat die een is wat sal wees tot aan die einde. U wat die oorwinnaar is en wat laaste sal oorbly. Here, ons dankie dat ons as swak, nietige sondaars onsself kinders van U kan noem. Ons dankie dat U ons so liefhet, dat U seun gestuur het, dat Jesus Christus vir ons mens kom word het, dat Hy vir ons kom sterf het aan die kruis, dat Hy die toorn en die straf wat ons as gevolg van ons sonde verdien, aan die kruis op Hom geneem het, dat Hy aan die kruis van God verlate was, sodat ons nooit van God verlate sal wees nie, dat Hy met sy bloed ons sondes afgewas het, maar dat Hy nie net vir ons gesterf het nie, dat Hy ook vir ons oorwin het deur op die derde dag uit die doodheid op te staan. En Here, daardeur weet ons is ons oorwinnaars oor die ewige dood, maar ook oor die Satan en ook oor die sonde. En daarom, Here, wil ons ook lewens van dankbaarheid leef, waar ons in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom tot in alle ewigheid, dan ook aan U bring. Here, daarom, waar ons nou met U woord gaan besig wees, vra ons dan ook, rus ons vanmôre opnuut weer toe, maak ons ore oop, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, maak ons gedagtes skoon en helder, dat ons sal verstaan wat U vir ons sê, sodat ons dit ook in ons lewens kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons ook vanmôre, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles, as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons lees Psalm 63, 'n baie mooi psalm. Sy opskrif sê Dawid se verlange na God. Dawid se verlange na God. Nou voor ek begin lees, net so kort stukkie agtergrond. So hierdie psalm vind waarskynlik plaas wanneer Dawid besig is om te vlug vir Absalom, vir sy seun. Dis nou nadat Dawid koning is, en dan nou 'n klomp ander goeters gebeur, en dan uiteindelik wil sy seun hom doodmaak, en dan is Dawid besig om te vlug. So ek wil dit net so kortliks as inleiding sê, maar goed, kom ons lees van vers 1 af, Psalm 63. 'n Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien, want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U pyns, want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van U vleuel sal ek jubel. My siel is aan U verkleef, U regterhand ondersteun my. Maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God.
Elkeen wat by hom sweer, sal hom beroem, want die mond van die leuensprekers sal gestop word. Ons lees net tot sover. Ek wil vir ons hier die tweede vers as teksvers uitlig, Psalm 63 vers 2. Ons lees hier dat Dawid sê, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Soos ek reeds gesê het, wat hier gebeur is, Dawid is waarskynlik, dit kan ook wees dat hy besig was om vir Saul te vlug, voor hy nog koning was, maar die waarskynlikheid is groter dat hy, dis natuurlik een van die twee, dat hy hier besig is om vir Absalom te vlug, en wat ons uiteindelik hier sien is, hy is in die woestyn. Nou, ek wil eerstens iets oor die woestyn sê, daar word vir ons gesê, hy is in die woestyn van Juda hierso. Nou, die woestyn of die wildernis is eintlik maar, wil ek amper sê, sinonieme met mekaar in 'n sekere sin in die Bybel. Baie keer in ons Afrikaanse vertaling word daar gepraat van die woestyn, soos die volk wat vir 40 jaar in die woestyn was. En die woestyn is altyd ook, soos wat ek nou sê, die woestyn is sinoniem met die wildernis, moet ons ook verstaan, die woestyn is ook sinoniem uiteindelik met 'n proses waardeur God besig is om die mens te vorm. Met ander woorde, woestyn ook sinoniem met swaar kry, moeilike omstandighede. Dit is beslis nie in die woestyn maklik nie, dis warm, ons dink onmiddellik aan die hitte, daar is nie water nie, en dis uiteindelik die gedagte waarby Dawid ook hier kom. Hy sê, ek is weer hier in die woestyn, ek is in die wildernis. Hy besef wanneer hy hierdie psalm skryf, God is weer besig om aan hom te vorm, om aan hom te werk. En hoe werk God? Dit is baie keer juis deur die moeilike omstandighede, maar die Here sê, hy los jou nie alleen in die moeilike omstandighede nie. Hy vat nie die moeilike omstandighede weg nie, maar deur die moeilike omstandighede is hy daar uiteindelik saam met jou. Nou die vraag wat ek wil vra, as ons hier na Dawid kyk, dan sien ons eintlik in 'n sekere sin, ja, die werklikheid van die woestyn is daar, hy is in die woestyn, hy vlug vir sy lewe, hy kruip weg, hy is waarskynlik hier in 'n skeer of iets besig om letterlik weg te kruip, omdat hulle hom soek om hom dood te maak, en nie net wie nie, kom ons gestel maar dis Saul, dan is dit waarskynlik sy koning wat hom soek, sy koning vir wie hy dan op daardie stadium ten minste iemand is wat vir hom gewerk het, wat 'n verhouding met hom het. Is dit sy seun, en dis die groter waarskynlikheid, is dit net nog soveel erger. Hier is letterlik sy seun wat besig is om hom te soek, om hom dood te maak, om sy koningskap by hom af te neem. Dis in 'n sekere sin om wraak te neem op hom. So dis uiteindelik hierdie gevoel, maar ten spyte daarvan sien ons, ja, Dawid vergelyk hierdie omstandighede, maar hy sê, ek soek na die Here, ek soek na hom, want hy is die fonteine van lewende water. Nou die vraag wat ek wil hê dat ons vanoggend vir mekaar moet vra, as ek die vraag so 'n bietjie kan inkleer, maar die vraag is, dors ons nog werklik na die Here? Nou om dors te wees, as ons onsself nou hier in Dawid se omstandighede indink, ons weet ook wat warm kry beteken, dit word ook lekker warm hier by ons, en 'n mens raak dors in die hitte. En dis hoekom daar in die Afrikaans is daar 'n mooi woord, wat die woord is doodsdors, of ek is so dors, ek kan doodgaan, sê ons baie keer, maar doodsdors is 'n woord in Afrikaans, ook 'n mooi woord, wat ons nie noodwendig in van die ander tale kry nie. Maar as mens werklik dors is na iets, dan kan ons onsself voorstel, hierdie tipe van 'n doodsdors wat ons sal beleef as jy iewers in die woestyn is, daar is nie water nie, dis warm, daar is nie skuiling nie, daar is nie bome nie, daar is niks nie, jy is in die bloedige warm son, wil ek amper sê, en dan beleef jy daardie tipe van dors, en ons liggaam het natuurlik water nodig om te kan funksioneer. As ons nie water het nie, ons kan vir langer sonder kos klaarkom as wat ons kan klaarkom sonder water, of sonder vloeistof wat ons inneem. So dit is 'n noodsaaklike gedeelte van ons bestaan, en as ons verder dink net aan water oor die algemeen, dink maar net, wat doen ons elke dag alles met water? Dink maar net vanoggend voor ons hiernatoe gekom het,
Hoe het water nie 'n rol in ons lewens gespeel? Ons het opgestaan, jy was die slaap uit jou oë uit met water, jy was jouself met die water, jy drink water, daar's water in die koffie of in die koeldrank of in alles wat ons doen, jy gebruik aan mekaar water, ons kan nie sonder water nie, dit is 'n noodsaaklike lewensmiddel. Maar my vraag is, so noodsaaklik soos wat water is, dors ons nog na die Here, dat ons besef, dat hy is vir ons net so nodig soos wat water is, inteendeel nie net so nodig nie, maar hy is baie nodiger vir ons as wat water is. Besef ons dit nog in ons alledaagse lewens, wanneer ons onsself ook in die woestyn of in die wildernis van hierdie lewens bevind. Want dit is die realiteit, die lewe is nie elke dag maklik, die wêreld is 'n woestyn, of die lewe is 'n woestyn, die lewe is 'n wildernis sonder water waar ons onsself bevind. Dis 'n diep donker wêreld daar buite, en daar is nie water van lewe as ons in 'n sekere sin om ons kyk nie. En daarom is my vraag vanmôre, dors ons nog werklik na die Here, en besef ons hoe nodig ons hom het, besef ons het hom nodiger, ons het vir God nodiger as wat ons uiteindelik water het om te leef elke dag. En ek dink die realiteit is, ons besef dit nie altyd nie, en ons doen onsself skade aan, dit is die punt wat ek wil maak, deur uiteindelik nie na God te dors nie, maar behalwe net daarvoor, nie net dat ons nie 'n verlange het na God, of 'n dors na God het nie, maar dat ons nie van hom drink nie. Hy is die water van die lewe, maar ons drink nie van God, van hierdie fontein van lewende water, soos wat ons veronderstel is, om uiteindelik te drink nie. Ek gaan terugkom by daardie punt, maar ek wil hê ons moet so stelselmatig hier 7 goeters wat gebeur, of 7 punte wat ek vir ons wil uitlig, in hierdie Psalm, en ons gaan hierdie Psalm vers vir vers deurwerk. As ons na hierdie Psalm uiteindelik kyk, dan sien ons iets van Dawid se dors na die Here toe, en hoe Dawid uiteindelik besef dat hy absoluut afhanklik is van God. En ek wil hê dat ons daarna moet kyk, en uiteindelik saam met Dawid, hierdie besef wat Dawid hier het, dat ons saam met hom weer tot daardie besef moet kom, dat ons het die Here ook nodig. So die vraag saam met Dawid is, het ons God nodig? En die antwoord gaan ons hier sien is ja. Hoekom? Want Dawid wys dit vir ons. So die eerste punt wat ons sien, is ons sien in hierdie donker omstandighede, verlang Dawid na die Here. So dit sien ons alreeds in die eerste vers. As ons in die eerste vers kyk, dan sien ons toe hy in die woestyn van Juda was, en hy roep uit in vers 2, o God, U is my God, U soek ek. En ek dink dit is die belangrike, my siel dors na U, sê ons teksvers, en my vlees smag na U in die dor en die uitgedroogde land sonder water. So Dawid kom tot hierdie besef, en dit gaan nie hier net oor sy letterlike nie, dit gaan soveel meer oor die geestelike aspek daarvan. Ja, hy is hier in die letterlike woestyn, maar hy sê nie, Here, ek soek regte water, wil ek amper sê nie, hy sê, Here, ek soek die geestelike water, my siel dors na U, ek verlang na U. So die eerste ding gaan oor Dawid se verlange. En dit is baie interessant, in hierdie omstandighede moet ons raak sien, Dawid beleef nie hier 'n verlange na die paleis, en na die aansien van die paleis nie, en na die, wil ek amper sê, na die kospotte, en na die water en die wyn van die paleis, na die weelde van die paleis nie. Hy verlang nie hier na die aansien van die mense, toe hy koning was, wat na hom toe gekom het, en wat hom as koning geag het nie. Nee, vir Dawid gaan dit hier, hy verlang na die rustigheid wat God vir hom gee, hy verlang na God, en daai rustigheid wat hy daar in die paleis ook saam met God gehad het, in die teenwoordigheid van God, in en deur God se vrede. Hy verlang, as ons een van sy ander psalms kan vat, Psalm 23, die Here is my herder, so tweede vers, daar skryf Dawid, hy bedoelende God, laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. En dis waarna Dawid hier verlang. Hy verlang hier nie net na daardie waters van rus nie, maar hy verlang ook hier na die een wat lei na daardie waters van rus toe. En dit is wat ons dan ook in die tweede vers en in die derde vers verder sien. As ons sien, en dit is die tweede punt wat ek wil uitlig hier, is dit gaan oor Dawid se agting van God. So hy verlang nie net na dit wat God bring nie,
of wat God kan bied nie, maar hy verlang na God self wat die een is wat ook daar is. U lei my na die waters van rus, maar u is daar by die waters van rus. En dis iets wat ons baie keer mis. Ons verlange is net na dit wat God vir ons kan gee. En ons verlange is nie werklik na die God wat die gewer is daarvan nie. Dis hoekom ons baie keer die punt uiteindelik mis. En dis hoekom ons in die situasie is waar ons is. Dis maar tipies van Israel van ouds, wat in die woestyn was nadat hulle uit Egipte uitgekom het. Hoekom? Want hulle het nie verlang na die God nie. Hulle het verlang na die beloofde land, maar nie na die gewer van die beloofde land nie. En dis hoekom hulle so lank in die beloofde land uiteindelik moes gebly het. So dis hoekom, soos ons nou gelees het, vers 2 sê, o God, u is my God, u soek ek, nie dit wat u bied nie, u soek ek, my siel dors na u, my vlees smag na u, in u dors en in 'n dors en uitgedroogde land sonder water. En dan sê vers 3, so het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien. So dis waaroor dit gaan. Dawid sê, dat ek dors nie hier na wat u vir my kan bied nie, maar ek wil u weer verheerlik sien, ek wil u sterkte in die heiligdom, in die paleis uiteindelik weer sien, of in die tempel, of in Dawid se tyd nou spesifiek om meer korrek te wees, in die tabernakel, waar hulle geoffer het. Ek wil sien dat die mense u loof en prys, en ek wil sorg as koning dat u geloof en geprys word. Dis waarna Dawid verlang, en dis baie belangrik, wanneer ons onsself ook in die wildernis van hierdie lewe besef dat ons daar is, wanneer ons daar bevind in die woestyn, dat ons fokus sal moet verskuif na dit wat God vir ons gee, na dit wat God vir ons is. Wie is God? Hy is die groot en almagtige God. Ons het die voorreg om sy kinders te wees. Ons het die voorreg dat Jesus Christus vir ons sondes kom sterf het, ons verlos het uit die ewige dood uit en vir ons die ewige lewe gegee het. En daarom moet ons eerste fokus wees, nie op dit wat God vir ons kan gee nie, maar om God te loof en te prys deur alles, soos wat Dawid uiteindelik vir ons hierso wys. Hy soek nie die God hy soek nie die lewende waters waarna toe God lei nie. Dit is die bonus wat daarmee saamkom. Dis maar net die plus, maar hy soek vir God wat die gewer is daarvan, en dis uiteindelik die belangrike ding. Maar dan is die volgende ding wat ek ook wil uitlig, wat Dawid hier sien, as ons kyk na die volgende 2 verse, na verse 4 en 5, dan sien ons ook, dat Dawid besef, sy vrede is in God alleen. Het ons nou Psalm 23 vers 2, lei my na waters waar rus is. Dit is die ding, maar as ons na vers 4 en 5 kyk, dan sien ons hier, Dawid sê, want u goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet u prys. So dit is die antwoord, want hoekom? Want u gee goedertierenheid. Maar dan sê vers 5, so sal ek u prys my lewe lank en u naam my hande ophef. So dis die belangrike ding hier. Dawid besef, dis as wanneer hy na God self soek, waar daar werklike vrede is. God is die een wat werklike vrede bring. En Paulus leer vir ons in die Nuwe Testament, hy leer vir ons dat daardie werklike vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit kom alleenlik in en deur Jesus Christus. As ons nie glo dat Jesus ons Here is nie, as ons nie glo dat hy ons verlos het en dat hy vir ons die ewige lewe gegee het nie, dan sal ons nie vrede hê nie, dan sal die duiwel ons rondjaag hier. Maar daardie werklike vrede, dit kom in God alleen. En weer eens, nie in 'n soeke na wat God vir ons kan gee nie. Want as ons selfs die vrede soek wat God vir ons kan gee, dan gaan ons die punt mis. Maar as ons vir God wat vrede is soek, dan gaan ons vrede kry. Dit is die belangrike punt wat ons nie vanmôre moet mis nie. Weereens gaan dit oor 'n verlange na God, nie na dit wat God kan bied nie. Maar die punt is, wanneer ons werklik na God verlang, wanneer ons streef daarna om uiteindelik vir God te eer, dan kom dit wat God kan bied ook na ons toe. Maar as ons net dit najaag wat God kan gee, dan mis ons vir God self. En dan kry ons uiteindelik nie wat God kan gee nie, maar as ons na God verlang, dan gee hy vir ons ook dit waarna ons ook soek. Maar dan moet hy ons eerste en ons grootste verlange wees. So waaroor gaan dit? Dit gaan oor die eer van God. Dit is die belangrike ding wat ons hier moet raak sien in hierdie verse. Wat sê Dawid?
U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. Ek wil U eer. Dit gaan oor God se eer. In vers 5 sê, so sal ek U prys, my lewe lank in U naam my hande ophef. So dit gaan alles oor Dawid wat besef hier, alles gaan eerstens oor die eer van God. En as ons nie so leef nie, dan mis ons die punt heeltemal. Dan gaan ons nie vrede hê nie, dan gaan ons dors bly. Dit is die punt wat hy hier maak. Maar dan daarmee saam sien ons die volgende ding wat hy ook besef, en dit is uiteindelik die gemeenskap wat God uiteindelik bied. En dit sien ons in die 6de vers, net in die volgende vers. Ons lees in vers 6, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe. So ons kry twee goeders. Eerstens, ek sal versadig word, nie menslike versadigheid van wanneer ek honger is en my maag word uiteindelik vol nie, maar soos met vet, en die woordjie hier is belangrik, soos met vet en vettigheid sal my siel, nie my liggaam nie, my siel sal versadig word. So dis die belangrike ding hierso. Ek moet eers my siel volmaak met God. Dit is wanneer daar vir my werklike volheid kom. Anders sal daar altyd 'n gat in my lewe wees, daar sal altyd 'n soeke wees na meer, 'n holplek hier, wil ek amper sê in my hart, wat nie gevul word nie. Maar as ek besef, God is die een wat volmaak, hy is die een wat werklike vrede bring, as ek na hom alleen bly soek, en weer eens, en my uitkyk is om hom eerste te eer in alles, dis wat ons ook geleer word daar in Matteus 6, vers 33, wat sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir julle bygevoeg word, al die ander dinge sal dan vir julle bygevoeg word, en dit is bygevoeg word, en dit is die punt hier, so hy sê, dis U wat my sal volmaak, en dan weer eens, wat is die reaksie? En my mond sal roem met jubelende lippe, so ek soek weer na U eer. U is die enigste een wat my werklik kan volmaak, wat my siel werklik uiteindelik versadig kan maak, en dis die belangrike punt, daardie gemeenskap, daardie deel wees van God, en dis die wonderlike, is dat God stuur sy Heilige Gees om in ons harte te kom bly, om ons te kom volmaak, om vir ons vrede en rustigheid te gee. God maak ons deel van 'n gemeenskap van gelowiges, van broers en susters in die geloof, om ook daar te wees vir mekaar. God gee vir ons daardie gemeenskap, en hy is Immanuel. Ons is besig om al hoe nader weer in die Kerstyd te kom, en dis die boodskap wat ons gewoonlik deur die Kerstyd, wil ek amper sê, laat weer klink, is Jesus is God met ons, Immanuel. Hy het vir ons kom sterf, hy het vir ons oorwin, en omdat hy oorwin het, kon hy opvaar, hy kon op sy troon gaan sit, die hemelvaart is sy troonbestuiging, en sy Heilige Gees uitstuur om in ons harte te kom woon, en daarom weet ons, God is altyd by ons, elke tree stap hy saam met ons, hy lei ons, en hy rig ons na daardie waters van rus, daar waar daar werklike vrede uiteindelik is, maar soos ek sê, daai vrede is net daar, omdat hy ook daar is. As God nie daar is nie, dan is dit nie waters van rus nie, dan is dit maar net waters wat ons nie werklik versadig gaan maak, of ons dors gaan les nie, maar is juis omdat God daar is, dat daar werklike rus en vrede uiteindelik by die waters van rus kan wees. Maar dan die volgende ding wat ons ook sien, is ons sien ook, en die 5de punt vanmôre is, Dawid besef sy afhanklikheid van God, in die 7de en die 8ste verse. So as ons weer hier in verse 7 en 8 lees, dan sien ons, Dawid sê, as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U pyns. Nou om te pyns beteken om te dink, en die nagwake is interessant, hulle het 4 nagwake gehad, wat hulle so in 3 uur skofte uiteindelik opgedeel het. So as hy sê, as ek aan U dink in die nagwake, as ek nadink aan U goedheid, en dis belangrik, ons moet baie keer, ons bevind onsself hier in die woestyn, ons dors na die Here toe, maar ons, baie keer sê ons vir mekaar, ons bly dors, het voel of ons nie bo uitkom nie, hierdie lewe is 'n opdraande stryd, en ons gaan dit nou verder ook sien. Die belangrike ding is dat, Dawid leer ook vir ons hier, ons moet bietjie gaan stil lê, ons moet gaan dink oor alles wat die Here vir ons gee. Ja, daar is baie swaar kry wat ons elke dag beleef, maar daar is elke dag meer seëninge as wat daar swaar kry is. Deur al die swaar kry dra die Here ons weer. Hy bring ons aan die ander kant van die dal van die doodskade weer uit. Hy laat ons aansit aan die tafel teenoor ons teenstanders. Hy maak ons
ons hoof vet met olie, ons beker loop oor. Ja, ons gaan deur die dal van doodskade, daar is swaar kry, maar die seëninge is soveel meer, en dis wat Dawid hier sê, ons moet gaan dink elke dag oor al die seëninge wat die Here vir ons gee, ten spyte van die woestyn of die wildernis, die donker wêreld met sy swaar kry. Dan sê hy ook in vers 8, want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van U vleuels sal ek jubel. So Dawid sê, ja, dit is swaar. Soveel so dat ek baie keer bekommerd is, ek lê in die nagte wakker, maar wanneer ek wakker lê, wanneer ek bekommer is, dan dink ek aan alles wat U vir my gedoen het. Elke keer weer was U my hulp, elke keer was U die skaduwee en die vleuels waaronder ek kan skuil, by wie ek kan wegkruip. Hierdie 8ste vers laat my dink aan Psalm 91, wat sê dat die Here is die ene by wie ons kan skuil. Hy is die ene wat daar saam met ons is, en wat ons onder sy vleuels en sy vlerke, soos 'n arend, haar kykens uiteindelik beskerm. So, Dawid besef hier uiteindelik, dat hy is absoluut afhanklik van God, dis God wat hom beskerm, dis God wat hom dra, en hy sê dis belangrik om dit te besef, en elke dag weer daaroor te gaan dink. Dan die volgende ding wat ons sien, is ons sien uiteindelik ook, dat Dawid besef, dat hy nie sonder God kan, en ons sien dit ook in die 9de vers. As ons hier in vers 9 lees, dan lees ons verder, my siel is aan U verkleef, U regterhand ondersteun my. So hy sê, op my eie kan ek nie, maar U is die een wat my uiteindelik ophelp. U is die een wat vir my krag gee. U is die een wat my basis en my fundament is. As ek nie op U bou nie, dan is alles te vergeefs. Dan is ek soos die dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, en as die storms van die lewe aankom, die hitte van die woestyn, dan gaan ek dit nie maak nie. Maar as ek op U bou, as U die fundament is waarop ek bou, dan sal ek uiteindelik aan die ander kant uitkom. En dan die laaste ding wat ons kan sien in die laaste verse van vers 10 tot 12, is Dawid sê, wanneer ons uiteindelik vasbyt, sal ons die oorwinning kry. Sy oorwinning is in God, want dit is wat hy hier in die laaste verse beskryf, van vers 10 af. Hy sê, maar hulle, hier bedoel hy sy vyande, maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy verwys hier na die hel. Hulle sal oorgelewer word in die mag van die swaard. Die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God. Elkeen wat by hom sweer, sal hom beroem, want die mond van die leuensprekers sal gestop word. So wat Dawid eintlik hier sê, hy sê dat God gee op die ouende die oorwinning, of dit nou in hierdie lewe is of in die volgende lewe, maar geregtigheid sal geskied. Die ene wat kom, wat Openbaring 14 vir ons sê, Jesus wat kom op die wit perd, en uit sy mond uit kom die tweesnydende swaard. Hy is die een wat sal oordeel. Hy is die regter wat reg sal oordeel aan die einde van alle dinge. Uiteindelik sal daar reg en geregtigheid geskied. En die vyande van God se kinders, hulle sal in die hel gewerp word, hulle sal verslaan word. En uiteindelik sal ons die ewige lewe belewe, sal ons ingaan daar waar die boom in die middel van die paradys staan van die ewige lewe, met die strome van lewende water, wat uiteindelik vir ewig daar sal wees, sodat ons uiteindelik nooit weer enige dors sal beleef nie, maar hoekom? Omdat ons vir ewig in sy teenwoordigheid sal wees, want hy is die een wat die oorwinning gee. Jesus het reeds vir ons oorwin. Ons wat hierdie Psalm kan lees, geslagte later as Dawid, ons weet wat gebeur het. Uit Dawid se nageslag het Jesus Christus gekom. Jesus Christus uiteindelik wat die ewige dood vir ons verslaan, wat ons sondes afwas en wat vir ons verseker, ons het die ewige lewe. En nou kan ons as oorwinnaars leef. Ons kan weet, dit lyk baie keer of ons vyande hier op aarde die oorhand oor ons kry. En wie is ons grootste doodvyande? Dis eerstens is dit die sondige wêreld waarin ons leef, en dan is dit ook die duiwel, maar die derde doodsvyand is ook ons sondige vlees self. Dit lyk baie keer of die vyand wen, maar op die ou ende, as ons aan God vashou, as ons van hom bly drink en ons verlange bly na hom, na die werklike lewende water, dan gee hy vir ons die oorwinning en sal ons vyande ook verslaan, en sal ons ook hier, as ons aan hom vashou, oorwinnings uiteindelik beleef. Dit kom nie maklik nie, dit kom nie oornag nie, want God is besig om ons te vorm hier in die woestyn.
maar die wonderlike is, dit kom uiteindelik seker. So my vraag is weer, dors ons nog werklik na die Here? Soek ons werklik na hom, of is ons baie keer net vasgevang in dit wat ons dink hy vir ons moet gee, en dit wat ons dink hy vir ons moet bied? Jaag ons net die dinge na wat ons wil hê God moet vir ons gee, of dors ons werklik na die Here toe? As ons gaan kyk na wat Dawid hier vir ons wys, dan moet ons uitkyk vir ander, en ons moet ons uitkyk uiteindelik anderster maak, want dan moet ons besef, ons dors baie keer net, en ons verlang baie keer net na dit wat God kan gee, en nie na die gewer van al die gawes nie. Ek wil vir ons afsluit met 'n paar verse. In die Ou Testament was die volk in die woestyn gewees. In Eksodus 17 vers 6, hulle was ook dors gewees. En dan sê Moses vir God, die volk is dors. En luister wat gebeur in Eksodus 17 vers 6. God sê dan vir Moses, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. En die volk het toe gedrink. En uiteindelik is die lank en die kort, hoekom? Want is God wat daar gestaan het. God is daar teenwoordig. So ons moet na God soek, want hy is die een wat uiteindelik die water, nie net die lewende water gee nie, maar die lewende water is, wat ons werklike sieledors uiteindelik kan les. En dan in die Nuwe Testament, in Johannes 4 vers 13 en 14 lees ons, Jesus antwoord en sê vir haar, dis die vrou by die put, hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, menslike water, aardse water, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. So wat is die punt wat Jesus hier maak? Hy sê, ons moet van hom drink. Hoe sal dit wees in die ewige lewe? Openbaring 7 vers 17 sê, Openbaring 7 vers 17, want die lam wat in die middel van die troon sit, sal hulle laat wy en hulle na die lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Hoekom? Want dan het ons uiteindelik oorwin, dan het ons gekom by die waters van rus, die water wat lewe gee vir ewig, en dis hoekom Jesus vir ons sê, in Johannes 6 vers 35, hy sê, kom ons lees dit, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En dit is die belangrike ding, as ons werklik daardie vrede wil hê wat alle verstand te bowe gaan, as ons werklik ons siele dors wil les, dan moet ons uiteindelik glo in Jesus Christus, dan moet ons glo dat hy vir ons kom mens word, dat hy vir ons kom sterf het, dat hy vir ons oorwin het, en dan moet ons voortdurend soek na sy eer, soos wat Dawid hier vir ons gewys het in hierdie psalm, omdat hy ons hulp is, omdat hy die een is van wie ons afhanklik is, omdat ons besef, ons kan nie sonder hom uiteindelik is nie, maar dan moet ons hom ag, soos Dawid hier, as die allerhoogste, as die ene wat vrede gee, as die ene na wie se gemeenskap ons uiteindelik verlang, en dan sal ons uiteindelik in en deur hom dan ook oorwinnaars wees. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en vir U groot genade. Nou Here, saam met die psalmdigter van Psalm 42, wil ons ook saam met hierdie psalm wat ons vanmôre ook behandel het, Psalm 63, wil ons in die woorde van Psalm 42 dan ook uitroep en sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. En dan is ons verlange saam met die psalmdigter, vra ons, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? En Here, dan besef ons so dikwels, is ons verlange en ons dors nie na U nie, maar na dit wat U vir ons kan bied. En Here, daarom wil ons vanmôre opnuut weer ons swakheid en ons sondigheid voor U bely. En Here, ons wil vra, vergewe ons sondes wanneer ons net in hierdie wêreld en in aardse dinge vaskyk. As ons verlange net is na dit wat hierdie lewe vir ons kan bied. En as ons U mis agter dit alles, as ons nie
besef hoe U ons deur elke dag dra, hoe U ons deur elke dag seën, hoe diep afhanklik ons van U is nie. En Here, daar wil ons opnuut weer vra, Here, vul ook ons harte met die strome van lewende water, vul ons harte opnuut weer met die Heilige Gees, maak daardie dors en daardie gat in ons siele en ons harte weer vol met die Heilige Gees en rig ons fokus weer op U. Gee dat ons eerste uitkyk en ons eerste verlange dat ons dors na U sal wees en wanneer ons dan ook vir U gevind het dat al die ander dinge dan vanselfsprekend sal kom. Here, rig ons so dat ons fokus altyd sal wees om in alles wat ons doen eerstens te soek na U eer, om in alles wat ons doen die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom dan ook aan U te bring. Ja, Here, in al die omstandighede waarin ons onsself bevind, ons weet dat ons in 'n lewe leef, in 'n wêreld leef waar dit eintlik maak nie saak waar ons is nie, maar ons is ook in 'n woestyn van sonde. In 'n woestyn wat ons laat dors na wêreldse dinge, maar daardie wêreldse dinge les nooit ons dors nie en daarom is ons soos 'n hert, soos 'n bokkie wat soek en wat dors het. Here, ons weet U is die enigste een wat ons dors kan les. So daarom vra ons opnuut weer, Here, wanneer ons bekommerd is, wanneer ons vergeet dat U die een is wat ons ondersteun, ons rig, ons lei en dat ons afhanklik is van U, dat ons niks kan doen sonder U nie, wanneer ons soos die psalmdigter van Psalm 42, daardie bekende woorde uiter en wanneer ons vra, Here, waar is U? Here, maak ons dan weer rustig met daardie versekering dat Jesus Christus het vir ons kom sterf. Hy het vir ons oorwin. Hy het vir ons opgevaar na die hemel toe en omdat ons oorwinnaars is hy besig om vir ons plek voor te berei. Here, gee dat ons nie bekommerd sal wees nie, maar gee dat ons uiteindelik saam met die psalmdigter van Psalm 42 dat ons sal sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig? Hoop op God, want ek sal hom loof, die verlossing van my aangesig en my God. En Here, gee dat ons dit nie sal vergeet nie, dat U ons reeds verlos het, en dat ons daarom ons fokus op U moet rig. Here, wees asseblief saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, Here, elkeen wat deur moeilike en swaar tye, woestyntye van hulle lewe gaan. Here, gee vir ons opnuut weer elke dag die water van die lewe. Gee dat ons sal weet dat U dit aan ons bied vernuut en as ons daarvan drink, dat ons nooit weer sal dors hê nie. Here, gee dat ons daarom aanhoudend daarvan sal drink en dat ons die krag, die verfrissing wat U vir ons daardeur gee, juis omdat U ons siel verkoop, dat ons ook daardeur voortdurend in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, ook aan U sal bring. Here, al hierdie dinge bid ons en vra ons nie uit ons krag nie, maar uit U groot liefde en genade, as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen.